Vanoggend gaan ons voort met ons behandeling van die Heidelbergse Katekismus. Ons gaan by Sondag 8 stil staan, maar ons lees dan nou eers 1 Johannes 4 van vers 7 tot vers 21. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ons gaan in Sondag 8 van ons belydenis die hele Sondag lees. U sal onthou die vorige Sondag, Sondag 7, gaan oor die ware geloof, die aard van die ware geloof en ook die inhoud van 'n ware geloof. En ons sê daar 'n ware geloof glo die hele Bybel, ten minste hoe dit saamgevat word, opgesom word in die 12 artikels. En oor die struktuur van die 12 artikels gaan Sondag 8 dan. Vraag 24, hoe word hierdie artikels ingedeel? En dan die antwoord in 3 dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seun en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. En dan vraag 25, terwyl daar maar tog net enige goddelike wese is, waarom praat jy van 3, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees? En dan die antwoord, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie 3 onderskeie persone die enige ware en ewige God is. Tot sover uit ons belydenis. Ons gaan dan by 1 Johannes 4 eintlik vir vers 7 tot 14 op die spoor volg, so jy kan jou Bybel gerus daar oophou, maar ons gaan in die besonder dan fokus op vers 8, vers 10 en vers 13, vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En dan vers 10, hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. En dan vers 13, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Geliefdes in ons Here, die ware geloof het vir God drie-enig as inhoud so
bely ons in Sondag 8? Ons het nou al reeds gehoor dat die mens slegs deur 'n ware lewende geloof aan Jesus kan deel hê. Sy dood kan alleen ons dood en sy lewe alleen ons lewe word as ons waarlik in hom glo. Langs die weg van geloof wil Christus sy weldade aan ons uitdeel. En ons het verlede keer wat ons by die belydenis stilgestaan het, gehoor wat ware geloof is. Dis om dit wat die Here sê te ken, te aanvaar en om te vertrou dat dit op jou betrekking het, dat dit vir jou waar is. Geloof het as 'n onderdeel kennis. Dit is met ander woorde iets wat inhoud het. Jy moet iets of dalk eerder iemand ken om te kan glo. Geloof kan nie inhoudloos wees nie. Dalk het jy al die stelling gehoor, dit maak nie saak wat jy glo nie, dis net belangrik dat jy glo. So meen heelwat mense vandag, maar dis nie wat die skrif ons leer nie en dis ook nie wat ons bely nie. Wat jy glo is lewensbelangrik, jou ewige saligheid hang daarvan af. Dit help niks, jy glo verkeerd nie. En nou het ons ook gehoor wat 'n Christen dan nou moet glo. Alles wat in die Bybel staan, moet ons glo. Jy het nie opsies oor wat jy wil glo en wat jy nie wil glo nie. Alles wat die Here in die skrif openbaar, moet geglo word. Maar dit wat die Bybel in hoofsaak dan nou leer, word in die apostoliese geloofsbelydenis in die 12 artikels saamgevat. Ons het dit net nou bely. Daarom sê ons Christene moet ook die geloofsbelydenis van die kerk deur die eeue se inhoud glo. Dit wat die belydenis oor God die Vader, Seun en Heilige Gees verwoord, is 'n opsomming van dit wat die skrif oor die Vader, Seun en Heilige Gees openbaar. Daarom word die artikels van ons geloof ook volgens die persone van die drie-eenheid ingedeel. En in die volgende sondagsafdelings waarby ons nog, as die Here wil, sal uitkom, word hierdie 12 artikels dan ook stuk vir stuk verklaar. Maar as ons dan hoor van God se drie-eenigheid, is daar dadelik 'n vraag wat ons kan vra, 'n vraag wat baie keer ook vir Christene gevra word. En ons hoor hierdie vraag eintlik in vraag 25. Terwyl daar tog net een enige goddelike wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees? Waarom praat jy tegelyk van 1 en 3? Dit klink mos asof jy jouself weerspreek. So hoor ons as gelowiges telkens die aanklagtes uit die wêreld. Maar dan antwoord ons in antwoord 25, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie drie onderskeie persone die enige ware en ewige God is. Ons glo dit nie omdat ons dit so met ons verstand uitgeredeneer het nie. Ons glo dit ook nie omdat ons dit geverstaan kry nie. Ons glo dit omdat God hom so in sy woord openbaar. Hy is drie persone, een in wese. Nie drie wesens in een wese nie, ook nie drie persone in een persoon nie. Dit is hoe 'n weerspreking klink. Nee, God is drie persone in een wese. Dit is nie 'n weerspreking nie. Die drie enige God is die inhoud van ons geloof. En nou kan ons dalk wonder, hoekom is dit dan nou so belangrik dat ons juis dit weet, dat ons dit moet weet en glo? Die woord drie-eenheid kom dan nie eers in die Bybel voor nie. Waarom moet ons nou juis in terme van die drie-eenheid vir God leer ken en in terme van die drie-eenheid aan die Here dink? In ons skrifgedeelte hoor ons dat dit kardinaal belangrik is veral om God se liefde te verstaan. Sonder dat ons God as die drie-enige God ken, kan ons nie sy liefde reg ken nie. Sonder dat ons God as die drie-enige God ken, kan ons ook nie seker wees dat ons wel aan hom deel het nie. Ons kan nie seker wees dat ons werklik glo nie.
Ons hoor immers in ons skrifgedeelte, God se liefde is deel van sy wese. Die apostel Johannes staan bekend as die apostel van die liefde, en die rede is grootendeels die geweldige klem wat hy op die liefde lê in sy eerste brief. In hierdie brief en ook veral in ons skrifgedeelte kom die liefde as bewys van ware geloof na vore. Hoor byvoorbeeld weer vers 7 van ons skrifgedeelte. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Die apostel roep onder die inspirasie van die Heilige Gees sy lesers op om mekaar lief te hê, en sy lesers sou dan medegelowiges van mekaar gewees het, soos ons vandag hier ook medegelowiges van mekaar is. Die gesindheid wat hulle dan teenoor mekaar moes koester is liefde. En die woordjie wat in hierdie skrifgedeelte van voor tot agter met liefde vertaal is, beteken om iemand anders voor jouself te stel. Dit is om iemand anders se belange bo jou eie belange te stel. Dit is die oproep wat Johannes vir die gelowiges laat klink. Ons moet mekaar lief hê. Jy moet die belange van ander bo jou eie stel. Die liefde, ware liefde is immers uit God. Dit kom van hom af. As jy jou medegelowiges waarlik liefhet, is dit 'n teken, eerstens dat jy uit God gebore is. Jy is wedergebore. God het jou innerlik lewend gemaak deur die werking van sy Gees. En omdat gelowiges dan een is in oorsprong en een is in bestemming, kan ons mekaar lief hê. Ons kan mekaar as broers en susters lief hê. Maar as jy lief het, dan wys dit ook in die tweede plek, jy ken God, jy weet wie hy is, jy beoefen gemeenskap met hom. En hoor nou weer mooi daardie woordjie ken. Dit gaan hier oor geloofsinhoud. As God die inhoud van jou geloof is, dan getuig jou lewe van liefde vir God en liefde vir sy ander kinders. Maar die teendeel geld ook volgens vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. As jy nie liefde teenoor die gemeente van die Here kan bewys nie, dan is dit 'n aanduiding daarvan dat jy God nie werklik ken nie. Wat 'n gewigtige stelling. As jy nie die gelowiges kan lief hê nie, dan het jy nie die lewende God as inhoud van jou geloof nie. Dan glo jy nie met 'n reddende geloof nie. Nou kom sê die apostel so, want sê hy, God is liefde. God is liefde. Alle ware liefde vind sy oorsprong in God. Liefde is wesenlik deel van wie die Here is. Dis onmoontlik om God te ken sonder dat jy met sy liefde in aanraking kom, want hy is liefde. En nou is dit so, broer en suster, hierdie vers word baie keer misbruik om bepaalde sondes te regverdig. Baie mense gebruik hierdie vers asof hulle glo God is net liefde, so asof hy nie regverdig is ook nie. Of baie keer word hierdie stelling van die apostel sommer omgekeer. Dan sê mense, liefde is God. Enige iets wat lyk soos liefde is bo kritiek verhewe. Mense hoor baie keer God is liefde en dink, dit beteken eintlik God is pure slappe toegeeflikheid. Maar dis nie wat ons skrifgedeelte sê nie. God se wese straal van liefde, en dit kan alleen straal van liefde omdat hy drie-enig is. Dis iets wat ons mooi moet besef. God kan alleen liefde wees omdat hy drie-enig is. Omdat daar meer as een persoon in die goddelike drie-eenheid is, kan daar van ewigheid af liefde wees. Dink maar mooi daaroor, broer en suster, aan wie sou God in die ewigheid tog liefde kon bewys, voordat daar wêreld was, voordat daar skepsels was? Daar was tog niemand anders as hy nie? Hoe sou hy
kon doen wat liefde per definisie is, om iemand anders voor homself te stel as hy net een in persoon was. Dan sou hy mos eintlik eers liefde kon wees, nadat hy ander wesens geskape het. En dan is hy nie liefde nie, dan het hy liefde geword. En dis onmoontlik. God kan nie verander nie, want hy is volmaak. Ons hoor in Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Daar is by God geen verandering of skaduwee van omkering nie. Hy is nog altyd wie hy is, en hy is liefde. Hy is dit van ewigheid af. Die Seun openbaar die Vader. Die Vader verheerlik die Seun en die Heilige Gees getuig nie van homself nie, maar van die Vader en die Seun. So is daar in die drie eenheid die diepste eenheid van wil, bedoeling en die innigste harmonie. So is die God van hemel en aarde, hy is liefde. Maak dit tog nie sin dat elkeen wat hom waarlik ken ook van liefde sal straal nie. Maak dit nie sin dat elkeen wat uit hom gebore is daardie liefde sal weerspieël nie. So roep die Here ons op tot liefde vir mekaar. Maar steeds motiveer Johannes verder. Ons hoor nie alleen dat God liefde is nie, ons hoor ook God se liefde is in Christus geopenbaar. Hoor weer vers 9 van ons skrifgedeelte. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. God se liefde is in sy wese van ewigheid af vas, maar so ryk en oorvloedig is sy volkome liefde, dat hy dit bekend wou maak, dat hy dit met ons wou deel. Hy het sy liefde geopenbaar, dit gewys, dit sigbaar gewys. En dit het hy gedoen deur sy Seun na die wêreld te stuur. Sien jy, broer en suster, hoe die leer van die drie eenheid God se liefde vir ons dieper uitdruk. God die Seun, hy wat self God is na die wêreld gestuur. Hy het hom deur die Vader laat stuur. En hy het ter wille van ons saligheid vlees geword. Hy het mens geword. Hy het die taak om ons te verlos op hom geneem. En hy het ons doodse bestaan binnengedring deur sy vleeswording. Hy het hom laat verneder tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Die dood wat ons in ewigheid moes sterf, het hy in ons plek gesterf. En daardie dood het hy van binne af oopgebreek in sy opstanding. Daarom kan ons deur hom lewe. Die lewe en liefde van God drie-enig word aan ons uitgedeel op grond van Christus se verlossingswerk. Ons hoor in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God se liefde het so oorgeloop dat hy sy Seun gestuur het ter wille daarvan dat ons die ewigheid in die lig van sy aangesig mag deurbring. Tussen ons en die ewige verdoemenis het God sy Seun ingestuur. Wat 'n liefde en volheidslewe. God het sy volkome liefde so kenbaar gemaak. Maar broer en suster, nou moet ons nie dink die liefde wat ons vir mekaar moet hê, is iets wat ons by God moet afkyk en dan moet ons dit uit onsself optower nie. Baie mense praat so van Christelike liefde. Jy kyk maar net na die voorbeeld van God se liefde in Christus en dan doen jy sommer so van self soortgelyke dade van selfopoffering. Nou dat Jesus die volkome voorbeeld is van liefde staan bo alle twyfel. Hy is dit en ons moet hom daarin navolg, maar hy is ook baie meer. Ons hoor in vers 10 van ons skrifgedeelte, hierin is die liefde,
nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Die apostel maak duidelik waarin die liefde is. Hy sê eintlik, hierin bestaan die liefde, hierin het alle liefde sy oorsprong. En let nou mooi op, die apostel maak dit onomwonde duidelik dat die liefde nie sy bestaan in ons wat mense is vind nie. Die liefde bestaan nie as iets wat ons uit onsself sou kon genereer nie. Die liefde bestaan ook nie daarin dat God ons op ons eie verdienste liefgehad het nie. Alle ware liefde vind sy oorsprong en bestaan in God. Dis nie ons wat hom liefgehad het nie, wat hom gedring het om sy seun vir ons na die aarde toe te stuur nie. Ons bely mos dat ons van nature geneig is om God en ons naaste te haat. Nee, God se liefde kom eerste. As ons saligheid van ons liefde afhanklik was, dan was ons vir ewig verlore. Die liefde vind sy bestaan daarin dat God ons eerste liefgehad het. Dat hy gesorg het dat daar deur die bloed van sy seun heen vir ons versoening van ons sondes kan wees. Dan kom die oproep in vers 11. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. God se liefde motiveer ons ekstern om mekaar lief te hê. Ons kyk na Christus en ons leer van hom wat ware liefde is. Dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Dat God ons liefgehad het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog in haat opstandig teenoor hom was. Maar ons hoor ook verder in ons skrifgedeelte dat God ons liefde van binne af aandryf. Ons hoor, God se liefde bly in ons deur sy Gees. Hoor weer die woorde van vers 12. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Ons skrifgedeelte herinner ons dat God onsienlik is. Niemand het hom ooit aanskou nie. Die sondaar wat hom sou sien soos hy is, sou deur sy heerlikheid verteer word. Maar op grond van sy openbaring in Christus en deur sy aandrywing deur die Heilige Gees kan ons wel wie hy is sigbaar maak. As ons mekaar liefhet, dan word wie hy is sigbaar in ons woorde en werke. Johannes gaan self so ver as om in vers 20 te sê, as iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Ons het God nie gesien nie, maar ons maak hom sigbaar wanneer ons in liefde teenoor ons broeders en susters in die geloof optree. Dan raak dit duidelik dat God self in ons bly. Hy maak ons sy blywende ewige woning. Kan ons dit tog bedink? God se suiwer en onbesmette Gees kom trek in ons harte in ons wat besmette en vuil huise is. En as die Heilige Gees dan in ons kom bly, dan is hy nooit ledig nie. Hy bring die liefde van God tot in ons en God se liefde werk. Ons beoefen daaruit liefde teenoor mekaar. Dan sê ons skrifgedeelte het ons liefde volmaak geword. Dit sou ook vertaal kon word met dan het sy liefde in ons sy doel bereik. God bring deur die werking van sy Gees sy volkome innige harmonieuse liefde tot binne in ons. Die liefde waardeur hy dan in ons woon is nie 'n ander liefde as die liefde wat hy binne die drie eenheid beoefen nie. Hy laat ons deel in daardie liefde. Daarom is dit so ondenkbaar dat iemand wat daardie liefde in hom het, sy broeder sal haat. Ja, hy sal die liefde wat God in sy lewe gewerk het, voortplant. Iemand het gesê, iemand wat uit God gebore is 'n venster waardeur die liefde van God in die wêreld inskyn. Sonder liefde vir jou medegelowiges kan jy geen geloofsekerheid hê nie.
En daarom leer ons ook uit vers 13 van ons skrifgedeelte. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Ons weet dat ons in die ware gemeenskap van God drie-enig deel, omdat hy ons sy gees gegee het. En sy gees stort sy liefde in ons uit, sodat ons daaruit kan leef. Broeder en suster, die duidelike bewys dat jy dis werklik glo, is dat jy ander gelowiges liefhet, dat jy die Here se kerk liefhet. En daardie liefde kom tot openbaring in jou werke teenoor hulle. Liefde beteken nie dat jy vir hulle almal oorweldige gevoelens van aangetrokkenheid koester nie, maar dit beteken wel dat jou lewenshouding van so 'n aard is dat jy jou broers en susters voor jouself stel, dat jy bereid is om jouself dinge te ontsê ter wille van Christus se gemeente. Dan raak dit duidelik dat die woorde van vers 14 op jou betrekking het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. As jy in die geloof God se liefde in Christus gesien het, en as jy getuig dat hy die enigste verlosser vir die wêreld is, dan sal sy liefde jou lewe kenmerk. Doen daarom selfondersoek oor of jy hierdie bewyse van genade in jouself sien. En bid die Here om sy liefde hoe langer hoe duideliker deur jou te laat straal. Bedink sy liefde. Sy liefde het vanuit die ewigheid die tyd binnengedring, vanuit die hemel die aarde, vanuit die godheid die menslike vlees, vanuit die lewe die dood, vanuit die graf die troonkamer van God, en vanuit die hemelse heiligdom van God die woning van ons harte. God se liefde neem ons so heeltemal in beslag. Wie kan tog die lof van God na regte besing vir die liefde en volheidslewe waarin hy ons laat deel? En die drie-eenheid van die Here druk sy liefde vir ons so duidelik uit. Ons hoor daarin van die Vader, God bo ons, wat in sy liefde en trou vir ons sorg en alles tot ons bes wil bestuur. Ons hoor daarin van die Seun, God met ons, wat in sy liefde vir ons homself laat ontledig het en hom oorgegee het om in ons plek aan die kruis verneder te word. Ons hoor daarin van die Heilige Gees, God in ons, wat die weldade van Christus in ons realiseer en ons lei om in die liefde van God te bly. Wat 'n vreugde om tog te kan weet, God is liefde, 3 persone in een enige wese, en hy het dit nie geword nie, want hy is wat hy is. Geliefde gemeente, die vernaamste dwalinge van die duiwel kom gewoonlik rondom die leer van die drie-eenheid, die kerk binne. Laat ons daarom die Here se drie-eenigheid gelowig en nederig aanvaar, want so laat hy ons deel in sy liefde. Weet jy, broer en suster, dat God ons in sy liefde laat deel word, so duidelik in Jesus se hoëpriesterlike gebed. Dit is die gebed wat hy tot die Vader gebid het net voor hy in hegtenis geneem het. Jy kan die gebed gerus in in Johannes 17 gaan lees. Maar in vers 20 tot 23 van daardie gebed hoor ons so treffend dat Jesus bid. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir hulle wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee, wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het net soos U my liefgehad het. Amen.